Julle, ek weet vandag is Dinsdag en is Ignite en gewoonlik kom ons by mekaar in die aande en ons praat gou-gou oor die goeders wat beplan word vir Sondag en ons doen dit gewoonlik aan die hand van 5 vlakke. Wat hoor ons? Wat maak dit ons verkeerd hoor? Wat moet ons weet? Wat hoor ons nou en wat vra hierdie gedeelte vir ons? En om eerlik te wees, hierdie gedeelte wat ek vandag met julle wil deel, en Sondag wil deel, is 'n gedeelte wat gemaak het dat ek nou op 'n punt is waar ek gevoel het, ek wil eerder vir julle iets opneem as om net verder te hardloop en iets te mis. So die gedeelte wat ek graag met julle wil deel dit is 'n gedeelte in Lukas 10, die heel laaste stukkie daarso, en dis die stukkie van Martha en Maria. So Lukas 10 vers 38 tot 42 aan die einde. Op reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar en sê: "Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help." Maar die Here antwoord haar: "Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie." So hierdie gedeelte, as 'n mens nou die tradisionele manier vat, is eerste ding is wat hoor 'n mens? Wat ek gehoor het hierso is 'n waarskuwing, pas op dat jy jou nie uitbrand nie, kry jou prioriteite reg. As die Here daar jou toe kom, moet jy tyd maak vir hom, in plaas daarvan om besig te wees met die dinge van God, wees besig met die Here self. En is 'n herinnering dat 'n mens jouself nie moet uitbrand in die proses nie. Ek bedoel, ons almal wil 'n goeie lewe leef, ons almal wil hierdie lewe wat God vir ons gegee het, ons wil God eer daarvoor deur hom voluit te leef. En dan kom hierdie gedeelte en sê, okay, maar as jy nie besig om soos Martha te wees wat so hardloop om die Here te beïndruk dat jy eintlik nie tyd het vir die Here nie. En natuurlik kan 'n mens hierdie ding dan toepas op ander areas van jou lewe ook, om te sê, in jou huwelik of met jou kinders, is jy nie so besig om vir hulle 'n toekoms te probeer oopsluit, dat jou kinders groot word sonder 'n ouer nie. Maar alhoewel dit alles goeie preke is en ek dink goeie waarde in het, dink ek hier's iets anders aan die gang en dis waarop ek wil fokus. So om dit te doen moet ons eerste vra is, wat maak dat ons hierdie ding nie reg verstaan nie? Is ons leef juis in hierdie wêreld waar ons individualisties gedrewe is, waar uitbranding en al hierdie goeders werklike probleme is waarmee ons deel. Maar as ons vir 'n oomblik net onsself bietjie terugvat en sê, okay, maar hoe lyk die samelewing waarin hierdie gedeelte afgespeel het? Is dit ene waar daar baie spesifieke klasse het en rolverdelings is? As jy, die eerste ding is byvoorbeeld die rol van vroue, dit was jou rol gewees om in die kombuis te werk en dinge reg te maak en mense te bedien. Dit was wat van jou verwag word as jy 'n goeie vrou is. En dan, as iemand hier aankom, is dit natuurlik daai gasvryheidsding wat ons al voorheen oor gepraat het, van as iemand onder jou dak inkom, is jy verantwoordelik vir hulle. So, die beste manier wat 'n mens eintlik 'n gas kon eer, as jy 'n vrou was in daai tyd, was om presies te doen wat Martha gedoen het. Sy hardloop rond, sy skarrel, sy's 'n goeie gasvrou, sy bedien haar gas. En so eer sy vir Jesus. Sy is besig om 'n big deal te maak in die maniere wat haar tyd en kultuur werk, om te sê, Jesus, U is vir my belangrik. Maar Maria doen nie. En ek dink dis die ding wat ons mis hierso. Is nie Maria is bang vir uitbranding en Maria is eintlik disrespekvol. Sy gaan sit daar en luister na Jesus se woorde. Sy is 'n vrou wat by Jesus gaan sit en luister na hom. Dit is iets wat die disippels gedoen het, mans gedoen het. So, wat ons hier kry is nie iemand wat sê, my lewe moet gebalanseerd wees, ek moet prioriteite hê nie. Ons lees hierso van 'n vrou wat rebels optree teenoor haar tyd en haar gesin en haar norme, om by Jesus te gaan sit en te luister asof sy 'n disipel kan wees. Martha kom na Jesus toe en sê vir hom, kom praat met my suster, sy is besig om disrespectful te wees teenoor u. Sê vir haar, dis hoe mense gas eer, is om te werk en besig te wees. En dan sê Jesus vir haar, Martha, jy is bekommerd oor 'n klomp goeders en jy's besig en jy skarrel goed, maar Maria het die beste deel gekies. En dit gaan nie van haar weggeneem word nie. So wat beteken hierdie woorde? Wat wil Jesus vir haar hierso sê? Nou, om hierdie ding nog verder te verstaan, moet 'n mens net vir 'n oomblik dink, wie is hier aan die woord? Dis Lukas. Lukas is besig om te sê,
kom ek vertel vir die nie-Jode wie Jesus is. Dis sy teikengehoor is mense wat nie tradisioneel in die Joodse geloof is nie. En nou is hulle wat daar buite is sy teikengehoor en hy skryf hulle en hy sê, kom ek vertel vir julle wat nou geroep word om Jesus te volg, van 'n insident wat gebeur het een keer toe Jesus aangekom het by 'n vrou. Sy was iemand gewees wat 'n sekere plek gehad het, sy was uitgeskuif, sy het 'n sekere rol gehad, sy moes dit doen. En toe kom Jesus en hy breek al die verwagtinge. Is hierdie vrou het die moed om te doen wat God self gedoen het, want God wat in die hemel moet wees, soos wat ons op baie keer vasmaak in 'n boksie, die Here is so, hy breek dit alles en hy word mens. Hy herdefinieer sy identiteit. En hierdie Maria, in plaas daarvan om in te val by alles wat van haar verwag word en in haar boksie te pas, breek sy uit haar boksie uit en sy herdefinieer haar hele identiteit, nie as iemand wat skarrel en werk nie, maar as 'n disipel van Jesus. So Lukas is hier besig om vir hulle daar buite te sê, pas op dat julle nie in die boksie pas nie. Jesus is juist die een wat gekom het om jou uit te daag om uitdagend te wees. Om terug te gaan na goeders toe wat groter as die boksie is. Wat vra die Here van jou? So met ander woorde, hier is eintlik die verhaal nie van 'n vrou wat uitbranding keer deur by Jesus se voete te gaan sit nie. Dit is die verhaal van iemand wat agtergekom het dat die Here roep jou nie om 'n diensknegt te wees nie. Hy roep jou om sy disipel te wees, sy volgeling te wees. En ek en jy is baie geneig om in die geloof 'n klomp maniere te dink hoe ons die Here wil dien en eer en loof en prys. En in die proses mis ons dit dat die eintlike ding wat hy van ons vra is om te sterf aan al daai verwagtinge, ons kruis op te neem en net hom te volg. Net sy disipel te wees. En ek dink dis waarmee ek julle vanaand wil los. Ek gaan nie vanaand by alles uitkom nie, want ek dink partykeer is dit 'n geskarrel en dan mis 'n ou die belangrike deel, mis jy wel. So dis nie dat ek lui is nie, dis net 'n rowwe week en ek wil nie dit wat belangrik is prys gee nie. En dis hoekom ek hierdie video maak, want julle is vir my ook belangrik. Maar ek wil vir jou vra, waar is jy besig om aan tradisionele maniere van dink oor geloof vas te haak? In plaas daarvan om te sien dat die Here jou nooi om meer te wees as dit. Jy sien net sy diensknegt nie. Jy is sy disipel. Lekker oor dink en 'n lekker dag en 'n lekker week verder.